Goeiedag julle. Ek het vanoggend 2 stories in die Bybel op my hart, wat ek net wil gaan lees. En baie keer voel mens, ons wil dinge hoor en verduidelik, maar as jy hierdie stories lees en jy besef dat dit werklik gebeur, dan gee dit vir jou 'n beeld oor wie God is in jou lewe. En as God dit vir daardie mense kon doen, dan kan hy dit vir jou doen en hy wil dit vir jou doen. Hy het geen 'n persoon wat hy voortrek nie. Hy is vir almal dieselfde God. En die wat hulle vertroue op hom sit, gaan dieselfde resultate beleef, gaan dieselfde God ervaar. Nou, baie keer dink ons, maar ons wil eers sien voor ons glo. Maar ek wil vir jou sê, glo is sien. Wanneer ons geloof het in God, dan demonstreer en wys hy homself absoluut in realiteit. En hy is gewillig om homself te wys. Hy wil homself vir mense wys. Hy is die onsienlike God wat homself wil laat sien. Hy wil hê mense moet hom sien en ken. Hy wil nie onsienlik bly nie. Hy is die onsienlike God wat wil manifesteer of homself openbaar. Hy wil homself wys. En in Daniël 3 lees ons van Daniël se 3 vriende, en ek gaan net gou hierso lees wat gebeur het. Koning Nebukadneser het 'n goue beeld laat maak, 30 meter hoog, 3 meter breed, en dit laat oprig in die Dodedaal in die provinsie Babel. Toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die gouverneurs-generaal, die gouverneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourierbeamptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het. So het al die hoofamptenare, die gouverneurs-generaal, die gouverneurs, die administrateurs, al die mense, ek gaan net 'n bietjie aan hierso, het nader gekom en 'n aankondiger het hard geroep, vers 4. Alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, wanneer julle die geluid van die trompet, fluit en die siter, die lier, die harp en die ander blaas of musiekinstrument hoor, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het en dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in die brandende oond gegooi word. Daarom het al die volke, nasies en taalgroepe, sodra hulle die geluid van die trompet, die fluit, die siter, die lier, die harp of enige ander musiekinstrument hoor, voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, gebuig en dit aanbid. Dit was toe dat sekere Galdeërs die Jode gaan verklaar het. Hulle het vir koning Nebukadneser gesê, mag die koning baie lank lewe. U het 'n bevel uitgevaardig dat enigiemand wat die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp en ander blaas of musiekinstrument voor die goue beeld moet buig en dit moet aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in die brandende oond gegooi word. Maar u majesteit, nou is daar Jode, Sadrag, Mesach en Abednego, vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan u bevel nie. Hulle dien nie u God nie. Hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie. Toe het Nebukadneser woedend geword en vir Sadrag, Mesach en Abednego laat kom. Die manne is voor die koning gebring en Nebukadneser het vir hulle gesê, is dit waar, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my God nie dien nie, en die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie. Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid, sodra julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp en ander blaas of musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in die brandende oond gegooi word, en watter God sal julle uit my mag kan red? Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord, ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien.
Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit u mag. En selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser wit geword van woede vir Sadrag, Mesach en Abednego en opdrag gegee dat die oond 7 maal warmer gemaak moet word as gewoonlik. Daarna het hy van die sterkste manne in sy leiwag beveel om vir Sadrag, Mesach en Abednego vas te bind en hulle in die brandende oond te gooi. Hulle is toe vasgebind en sommer met hulle hemde, broeke, kopdoeke, met al hulle klere in die brandende oond gegooi. Omdat die koning se opdrag so streng was die oond so verskriklik warm, dat die manne wat vir Sadrag, Mesach en Abednego moes ingooi, deur die vlamme doodgebrand is. Maar die 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het vasgebind binne in die brandende oond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra, het ons dan nie 3 manne vasgebind en in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom, dit is so, u majesteit. Hy sê toe, maar ek sien dan 4 manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur. En die 4de lyk soos 'n hemelwese. Toe het Nebukadneser na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep, Sadrag, Mesach en Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen. En Sadrag, Mesach en Abednego het uit die oond uitgekom. Toe die gouverneurs-generaal, die gouverneurs, die administrateurs en die raadgewers van die koning naderkom, sien hulle aan die manne dat die 4 niks aan hulle liggaam gedoen het nie, en dat hulle hare op hulle koppe nie eers geskroei was nie, en dat hulle klere niks mekeer nie. Jy kon nie eens ryk dat hulle in die vuur was nie. Toe sê Nebukadneser, aan die God van Sadrag, Mesach en Abednego kom die eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor, eerder as om enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid. Daarom vaardig ek 'n bevel uit dat enige persoon van watter volk, nasie of taalgroep hy ook al is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego. Dan het hy nou gesê wat met hulle moet gebeur. En so, die storie is, die 3 vriende is in die brandende oond gegooi. Jesus het as 'n engel, of die Bybel sê 'n hemelwese, ek glo dis Jesus Christus self, was by hulle en het hulle beskerm. Dit kan 'n engel wees, dit kan Jesus wees volgens hierdie hoofstuk, en hy was tussen hulle, en hulle het nie eers na vuur geryk nie. Hulle klere was perfek, hulle hare was nie geskroei nie, hulle was 100% beskerm. So hierdie ding het regtig gebeur. Dis weer eens, my doel van vanoggend is, hierdie storie is nie net 'n storie nie. Dit het werklik gebeur. Hulle het gesê, hulle gaan nie voor die koning buig nie, en hulle het gesê met hulle woorde, dat ons God ons sal red, en hy gaan ons red van jou krag, of jou mag, het hulle vir die koning gesê. Maar hulle het toe ook gesê, as hy ons nie red nie, gaan ons nog steeds nie jou God aanbid nie. Maar hulle het oortuiging gehad in hulle hart, dat God hulle gaan red. En toe hulle in die brandende oond gooi, het God hulle beskerm. Jesus Christus het saam met hulle daar geloop, of 'n engel, maar in God se teenwoordigheid was hulle ten volle beskerm, en hulle het uitgestap sonder dat hulle eers na vuur geryk het. Dit is 'n werklike storie en dit het werklik gebeur. Die Bybel sê God is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. Die God wat dit vir hulle gedoen het, kan jou red in enige situasie. Net so seker soos hy hulle daar gered het, kan hy jou in jou alledaagse situasies help en red. Of dit ernstig is, soos in hierdie geval, om hulle lewe te beskerm, of in enige ander situasie, kan God letterlik
soos die 4de persoon wees in jou brandende oond, en hy kan jou beskerm, en hy kan maak dat jy uitstap uit 'n moeilike situasie, asof dit nie eers gebeur het nie. En dis wat met hierdie 4 vriende gebeur het. Nou wil ek nog 'n storie lees, en ek dink dis 'n bekende een vir die kinders, en dis een wat ons baie geleer het van in die Sondagskool, of as jy groot geword het en Bybelstudie gedoen het, dan het ons daarvan gelees in die kinderbybel. Dit was vir my baie indrukwekkend om die prentjies te sien, om te sien wat die Here gedoen het. So, julle is reg, ons gaan praat oor, of lees van Daniël in die leeukuil. So ek gaan weer die hele storie lees, dat 'n nuwe koning aan bewind gekom. Daar was toe mense wat jaloers was op Daniël, en hulle het geweet hy bid elke dag, en hulle het hom te oortuig om 'n dekreet uit te vaardig, wat sê net die koning kan aanbid word. So kom ons lees dit hierso. Die ministers en die goewerneurs, dis nou koning Darius, die ministers en die goewerneurs-generaal storm toe by die koning in en sê vir hom, mag die koning lank lewe. Al die ministers en al die goewerneurs, raadgewers en administrateurs het met mekaar ooreengekom dat daar 'n koninklike dekreet uitgevaardig moet word. Die dekreet moet baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u majesteit, moet in die leeukuil gegooi word. Stel dan nou so 'n dekreet op en vaardig dit skriftelik uit, sodat dit nie verander kan word nie. Dit moet onherroepelik wees, 'n wet van die Meders en Perse. Koning Darius het toe so 'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan, sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel, hom te prys, te aanbid en te dank. Daniël se vyande het in sy huis ingestorm en hom daar gekry waar hy sy God aanbid en hom om genade smeek. Toe gaan hulle na die koning toe en hou die koninklike dekreet aan hom voor. Het tog mos 'n dekreet uitgevaardig, dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Die koning het geantwoord, ja, dit is en dit staan vas. Dit is onherroepelik wet, 'n wet van Meders en Perse. Toe sê hulle vir die koning, maar Daniël, een van die Joodse ballinge, steur hom nie aan u bevel en aan die dekreet wat u uitgevaardig het nie, u majesteit. Hy bid nog 3 maal per dag tot sy God. Toe die koning dit hoor, het hy baie sleg gevoel. Hy het 'n plan probeer maak om Daniël te red. En toe die son ondergaan, het hy nog steeds geprobeer. Toe storm Daniël se vyande weer by die koning in en sê vir hom, u majesteit besef seker dat volgens die reg van die Meders en Perse geen dekreet of wet wat deur die koning uitgevaardig is, verander mag word nie. Die koning moes toe bevel gee en Daniël is gebring en in 'n leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy met soveel volharding dien, jou red. Daar is 'n klip gebring en op die opening van die leeukuil gesit. Die koning het die opening verseël met sy seelring en met die van sy hoofamptenare, sodat daar niks aan Daniël se lot verander sou kon word nie. Die koning is na sy paleis toe en hy het 'n slapelose nag deurgebring. Hy het niks geëet nie en het niks gedoen om die tyd te probeer verdryf nie. Die volgende môre vroeg, toe dit lig word, het hy opgestaan en is hy haastig na die leeukuil toe. Toe hy naby die leeukuil kom, het hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra, Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God, wat jy met soveel volharding dien, in staat om jou van die leeu's te red? Toe antwoord Daniël, mag die koning lank bly lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie. Want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie.
Ook teenoor u het ek niks verkeerd gedoen nie, u majesteit. Die koning was baie bly en het beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. Toe Daniël uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom nie, omdat hy op sy God vertrou het. Sien julle, dis weer dieselfde storie as die 3 vriende. Op bevel van die koning is die mense wat vir Daniël verkla het, gebring en in die leeukuil gegooi. Hulle het nog nie in die leeukuil grond gevat nie, of die leeu's was op hulle en het hulle verskeer. Koning Darius het toe aan die volke, die nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld gewoon het, 'n skrywe gerig. Voorspoed, ek gee hiermee opdrag, dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God, hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy het Daniël uit die kloue van die leeu's gered. Dit het goed gegaan met Daniël gedurende die regering van Darius en die regering van Kores, die pers. So, Daniël was in die leeukuil gegooi en Jesus en God het hom beskerm en die engel gestuur en die bekke van die leeu's gesluit, sodat Daniël niks oorgekom het nie. So Daniël was 100% beskerm, God het hom beskerm. So kom ons kyk gou na die 2 stories. Die 3 vriende in die brandende oond het uitgekom. Hulle klere het nie eers na rook geruik nie. Daar was geen letsel nie. Daniël het uit die leeukuil gekom. Daar was geen letsel op hom nie. Hy het niks oorgekom nie. Hy is totaal beskerm. Hy het niks seer aan hom gehad nie. Die leeu's het niks aan hom gedoen nie. Die vuur het niks aan die vriende gedoen nie. Die leeu's het niks aan Daniël gedoen nie. En dit alles was omdat hulle God gedien het met hulle harte en hulle harte vir God oopgemaak het en aanhou om hom te aanbid, selfs wanneer hulle beveel was om 'n ander God te aanbid of om die koning te aanbid. Het hulle gesê nee, hulle aanbid die lewende God en die lewende God het hulle beskerm. Daai selfde God is in ons lewens. En dis nie net vir kinders hierdie stories nie. Dit is vir ons volwassenes ook, om te besef dat hierdie nie 'n storie was nie. Dit het werklik gebeur. En in beide gevalle, die manne wat die vriende in die oond gegooi het doodgebrand. So dis 'n teken dat die vuur was warm. Alright, so dit was 'n werklike brandende oond, soveel so dat die wat hulle ingegooi het doodgebrand het. Tweedens, die leeu's, toe die ouens wat hom verkla het ingegooi is, het hulle nog nie eers die grond geraak nie, toe die leeu's op hulle. So, dit is werklike situasies. Dit is werklike erge situasies. En die Here het hulle beskerm. Vandag het ek een boodskap vir jou. Dis amper soos 'n profetiese boodskap. 'n Boodskap uit die hart van die Here. Hy is by jou. En as jy aan hom vashou en jy draai na hom toe en jy sit jou vertrou op hom, gaan hy jou beskerm. Net soos vir Daniël en net soos vir die 3 vriende. So vandag beskerm die Here julle. Vandag is God se hand oor julle. En hy is by julle in elke situasie. As jy na hom toe draai en jy sit jou vertrou op hom, Romeine 10 vers 11 sê, hy wat op hom vertrou, sal nooit beskaam word nie, sal nooit teleurgestel word nie. So as ons vertrou op Jesus sit, hy is dieselfde God, hy het nie verander nie, dan kan ons dieselfde resultate verwag in ons alledaagse lewe. Ons kan verwag dat hy ons gaan red, soos wat hy vir Daniël gered het, en soos wat hy Daniël se vriende gered het. Dieselfde God wat by hulle was, is dieselfde God by ons vandag. Hy beskerm ons. So, dis my boodskap vir vandag. Ek gaan nie veel daaroor sê nie. Ek wil dit net gedeel het met julle, en ek wil hê ons moet maar weer die stories hoor en besef, dat dit 'n werklikheid is, en dat daardie God in ons lewens is. So, moenie natuurlik kyk na dinge nie. Moenie dink, dit is nou so, of dit is nou so, ons kan nou niks hieraan doen nie. Die God wat ons dien, is die God wat dit gedoen het, en hy doen nog steeds vandag dieselfde dinge. Hy het nie verander nie. Mense se idee oor hom het verander. En hulle idee is dat hy nie meer dieselfde wonders doen nie. Maar dieselfde wonders wat hy gedoen het in die Ou Testament,
en in die Nuwe Testament en in sy lewe, is dieselfde wonders wat hy vandag wil doen. So kom ons sit ons vertrou op hom, en ons gaan sien hoe hy ons beskerm in elke situasie, en hoe ons uitstap, en nie eers na vuur of rook ruik nie. En ons uitstap en die leeu se bekke was gesluit. Die Here beskerm jou vandag, hy is by jou. Vader, dankie dat elkeen met hierdie boodskap hoor kan weet, dat Jesus by hulle is, dat U by hulle is, dat die engele rondom hulle is, en dat hulle totaal beskermd is, en dat U dieselfde God is, wat vir Daniël gered het, en wat Daniël se vriende gered het, en U is dieselfde God vandag, in hulle lewens en in hulle situasie. Dankie Jesus, amen.